Ek sit vanoggend hier in die kombuis, dan sit ek die kamera so 'n bietjie op, want ek dink nie my vrou wil hê julle moet die kombuis sien nie. Maar is jou kombuis skoon? Gisteraand het jy nou geëet Sondag, lekker gebraai of wat ook jy hier gedoen het, en is jou kombuis skoon vanoggend? Nou, as kind kan ek onthou, jy het nie gaan slaap voor die kombuis nie skoon is nie. Maar nou kry daar mense, nou gebeur daar iets, dan moet die kombuis skoon wees. Later toe my ma bediende kry, wat maana inkom, dan sal sy die skottelgoed pak of in die wasbak sit, maar dit moet netjies, dit moet skoon wees. Is jou kombuis skoon? Nou praat ons hierdie maand oor jou hart. Skielik vanmôre het ek opstaan, dit is hierdie skrif hier binne in my. Psalm 51, Afrikaans vers 12. Hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvastige gees. Want Dawid kom, die psalmskrywer, en hy praat oor al sy sonde, hy praat oor alles wat verkeerd is. Dan sê hy, skep in my 'n nuwe hart. Dan moet jy weet, God werk met jou hart. Ons dink baie keer, God is kwaad vir jou, en God verwerp jou, en God wil nie met jou praat nie, en hy stel nie met jou belang nie, en jy kyk na ander mense, en dan is jy so ongelukkig hier binne in jou, maar eintlik is God besig om in jou hart te werk. Hoe bly jou hart? Nou, as jy dan dink, dis my kombuis, of ek en my vrou se kombuis, ons moet hierdie kombuis skoon hou, aan die kant maak. Ons het 'n skottelgoedmasjien, ons pak alles daarin, sit hom aan, vee die kaste af, maak hom skoon. Die fout is, dat ons baie keer dit net los. Nou, julle al jong mense gesien, ek kom, ek kan dit nie verstaan nie, dan los hulle daai kombuis vuil, vir 2-3 dae, en dan wil hulle begin skoonmaak. Toe ek jong in die bediening was, dan kom ek by arme mense, en ek weet nie hoekom nie, ek kry dit by arme mense, hulle kombuise is vuil, die potte is vuil, alles is vuil, en dan het hulle baie keer die gesindheid, ja, maar ek het nie bediende nie. Luister, dis nie iemand anders se verantwoordelikheid nie, dis jou verantwoordelikheid om jou kombuis skoon te hou. Dis jou verantwoordelikheid om, voordat jy gaan slaap, jou kombuis skoon te hê. Nou as hy sê, skep in my 'n rein hart, dan sê hy eintlik, Here, kom werk in my. Nou ek dink hoe God is, as jy sê, Here, kom help my skottelgoed was, kom help my skoon maak, dan is die Here daar om te help. Want as jy sê, Here, skep in my, dan maak jou hart oop dat God in jou kan werk. Jy maak jou hart oop dat daar iets met jou kan gebeur. Jy maak jou hart oop dat die Here hier binne in jou kan werk. Want dis eintlik waar God wil werk. Jy weet, 'n kombuis is eintlik 'n baie belangrike ding in jou huis. Want dis waar jy kos maak, dis waar jy eet. Ek dink dis partykeer die plekke wat jy die meeste spandeer. Dit is altyd so lekker, kom by mense, dan sit ons in die kombuis en kuier. Jou hart is die belangrikste plek. Vanuit jou hart uit begin alles gebeur. Nou as jy nie die Here toelaat om in jou hart te werk, as jy nie die Here toelaat om in jou hart te skep nie, dan mis jy dit. Jy vuil kombuis. Jy dink is alright, maar dit is vuil. Ek dink voordat jy gaan slaap, dan gee, Here, skep in my 'n nuwe hart. Here, gee my 'n nuwe standvastige gees. Is dit nie dalk wat ons moet bid nie? Want Caleb het 'n ander gees geopenbaar teenoor die Here. So ergens moes God met hom gewerk het. Dis nie net sommer wat van self kom nie. Dan sê ek, Here, ek wil 'n Caleb gees hê. Maar Here, ek laat toe dat U in my werk. Ek laat toe dat U binne inkom en U kom werk hier binne in my. Dis die vraag, Here, hoe? Luister, jy moet meer van God se woord in jou kry. Wanneer God se woord kom en jy lees dit, jy hoor dit, dis in jou kop, dan sak dit af in jou hart. Wanneer dit in jou hart is, dan verander dit jou hart. Dink nou net, as jy iets sien met jou gebeur, dan is jy ongelukkig, jy raak bitter en dit sak jy binne in jou hart af. Maar God se woord, hoe meer jy van God se woord kry, binne in jou inkry, hoe meer verander jou hart. Want God se woord is gees en lewe. Laat toe dat hy in jou 'n reine hart skep.
Dalk moet die Here 'n bietjie jou kombuis skoon maak. Dalk moet hy 'n bietjie goed verander in jou. En laat toe dat God met jou kan werk. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.